Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Ons vertrou dat u sommer 'n kans sien vir hierdie nuwe dag en die gebed van my hart is dat u oë gefestig sal hou op Jesus, die leidsman, die volëinder van u geloof, die een wat gesê het hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Nou, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeksie wat handel oor die gedagte van Bybelse berading vir blywende verandering. Ons is tans besig om te praat oor die gedagte van neerslagtigheid, bipolêre depressie en verwante diagnoses. En ons gaan poog om die vraag te beantwoord: is hierdie 'n siektetoestand waarvoor ons medikasie benodig of deel van ons menswees? Nou ek dink u het al 'n redelike goeie begrip gekry van wat ek vir u probeer sê. Daar is legio Bybelse voorbeelde van mense wat ook deur hierdie toestande gegaan het, wat vandag in een van hierdie kategorieë sou val, bipolêr 1 of bipolêr 2, of dan manies depressief of endogeen depressief. En het ek vir u gesê, vriende, hierdie is nie 'n siektetoestand nie, dit is deel van ons elkeen se lewens. Ons almal beleef goeie en slegte tye, ons almal belewe dinge wat met ons gebeur, wat vir ons blydskap en vreugde bring, en hartseer en pyn, en dit gaan oor hoe hanteer ons dit, want die hantering van hierdie dinge bring by ons of blydskap of depressie, of neerslagtigheid, of hierdie opwinding om te weet, dat die Here ook dit wil ten goeie gebruik vir die wat hom liefhet. So vanmôre gaan ons bietjie kyk na 13 dinge, wat dikwels met depressie geassosieer word. Met ander woorde, dinge wat ons so 'n bietjie kan in 'n lysie saamvoeg en sê, luister, hierdie dinge het 'n direkte oorsaak en lei dikwels na depressie. En vriende, een van die dinge, dis nou eenvoudige dinge, en vriende, dis Bybelse dinge. As jy met 'n sielkundige gaan praat, gaan hulle vir jou min of meer dieselfde vrae vra, en hulle gaan min of meer dieselfde diagnoses maak. Die verskil net is, dat hulle 'n aanbeveling gaan maak dat jy medikasie kry, en dan eintlik vir jou sê, maar luister, eintlik is jy 'n siek persoon, of jy kan nie hierdie goed hanteer nie, of dit is 'n oordraagbare ding, dit is deel van jou genetika, of een of ander van hierdie dinge wat absoluut vals is, wat glad nie bestaan nie. Nou vriende, hierdie 13 dinge, kom ons val weg met die eerste ene, dis mislukking. Nie een van ons wil 'n mislukking wees nie, nie een van ons wil misluk in take wat ons uitvoer nie, ons kinders wil nie so wees nie, en ongelukkig gebeur dit dat ons soms misluk. Ons misluk dikwels, vriende, in dit wat ons poog om te doen, en wanneer ons kinders misluk, of wanneer jou vrou of man misluk, is daar sekere emosies wat jy beleef, en as hierdie mislukkings nie reg hanteer word nie, dan sak ons weg in depressie, in neerslagtigheid, in moedeloosheid, en sommige hanteer dit baie erger as ander, sommige sink in 'n dieper gat weg as ander mense. Ek het onlangs vir 'n persoon gesê, jy moet die Here dank vir jou persoonlikheid, want jy's iemand wat heeldag opgeruimd en opgewonde is. Ek weer aan die ander kant is iemand wat myself goed baie aantrek, en dikwels neerslagtig raak, en depressief raak in my omstandighede, en myself die goed so aantrek, dat my vrou op 'n stadium met my gesê het, Gerard, raak rustig. Dis nie nodig om al hierdie goed vir jouself so aan te trek nie. Vriende, ons verskil in persoonlikhede, dis verseker so, maar die oplossings is presies dieselfde, net soos die uitdagings en die dinge wat met depressie geassosieer word, deel is van ons almal se lewens. Die volgende ding wat direk met depressie geassosieer kan word, is teleurstelling en hartseer. Vriende, wanneer ons teleurgesteld is in onsself, in mense, in omstandighede, ons hartseer is oor 'n geliefde wat sterwe, kan dit lei na depressie as dit nie reg gehanteer word nie. Want u sien, dit gaan direk oor die gedagte dat ons nie simptome moet hanteer op 'n chemiese of op 'n bolandse manier nie, maar dat ons dit sal hanteer op 'n Bybelse manier. Dan is daar dinge soos woede uitbarstings, in my woede waar ek mense te nakom, wanneer ek dinge sê en op 'n manier optree wat geweldige gevolge teweeg bring. Daar is ook vrees. Ons sit die nuus aan. Ek het met u al gepraat oor verskillende mense wat ek al mee gedeel het, wat in vrees letterlik in hulle huise gesit het en gewag het vir die dood. Mense wat aangeval was en in vrees in hulle huise sit en die kameras bekyk heeltyd, want hulle wil nie hulle neus by die deur uitdruk nie, want sê nou daar gebeur weer iets, en dan sink hulle weg in depressie. Hulle is besig met hulle gedagtes heeltyd. Onthou, ledigheid, vriende, is die duiwel se oorkussing, en hy kan vrees gebruik om ons ledig te maak, en hierdie ledigheid bring dan ook meer dat ons al hoe meer depressief maak, en moedeloos raak, en nie meer kans sien vir die lewe nie. Daar is ook die gedagte van eensaamheid, en baie van ons senior mense sit daarmee. Hulle is eensaam, hulle kinders kom kuier nie meer nie. In ons land wat uit mekaar uitval, vlug die meeste van ons kinders na oorseese lande. Hulle sit in Europa, hulle sit in Amerika, en verskillende ander plekke, en vriende, depressie
raak deel van ons lewe, neerslagtigheid. Hoekom bel my kinders my nie meer gereeld nie? Hoekom kom kuier hulle nie? Ek het nie meer krag om te beweeg van punt A na punt B nie. Miskien nie meer 'n voertuig nie, want ek kan nie meer bestuur nie. En hierdie eensaamheid bring dan depressie en neerslagtigheid. En ag vriende, dan ongelukkig, die meeste van die tyd word hierdie mense op medikasie geplaas. Daar is ook die gedagte van passiwiteit of 'n gebrek aan entoesiasme. Ag, ek is net nie lus nie. Word vanmôre wakker, ek wil net lê. Is lekker om te lê. As ek slaap, ontvlug ek van my omstandighede. Dan kom daar 'n passiwiteit. Vanmiddag 4:00 is my take nog nie afgehandel nie. Daar's nie entoesiasme om dit te doen nie. En dan begin hierdie goed eskaleer en ek sak al hoe verder weg in my ellende en moedeloosheid, in my neerslagtigheid en depressie. Dan is daar ook vriende gevoel van onmag of onaangename omstandighede te verander. Daar's baie mense, vriende, wat in depressie sit omdat hulle nie hulle omstandighede kan verander nie. Hulle kyk altyd na die volgende ou, hoekom ry hy daai mooi kar en hoekom bly hy in daai pragtige huis en hoekom moet ek so swaar kry en hoekom het my man nie vir my 'n groot testament nagelaat en baie geld dat ek kan makliker leef, of hoekom het my pa nie vir my gesorg toe ek jonk was nie en hoekom is ons in so arm ambagsman se huis groot geword het en by die werk miskien 'n ou wat bo my aangestel is wat ek nie kan verdra nie en ek kan dit nie verander nie en dit maak my aggressief en moedeloos en depressief en ek wil nie werk toe gaan nie en miskien by die kerk irriteer iemand my of waar ook al. 'n Gevoel van onmag om onaangename omstandighede verander bring depressie mee. Ek noem vir u baie vinnig 'n klompie dinge dat ons net kan sien waarom ons dikwels depressief raak. En dan is daar vriende 'n gevoel van betekenloosheid. Ag, ek beteken tog niks vir niemand nie. Ai man, as ek iets probeer dan misluk dit in elk geval. Ag, niemand komplimenteer my tog ooit nie. Ag, wat is die doel eintlik van my lewe? Hierdie gevoel van betekenloosheid. Luister, solank jy lewe is daar hoop en solank jy die asem van die Here inasem wat hy jou elke dag gee, het jy sin en doel op hierdie aarde. Daarom hou op, dink aan wat ander mense oor jou dink en hoe jy oor jouself dink en sien wat God se taak en doel vir jou lewe is. Ons sal later bietjie meer breedvoerig daarna kyk. Dan ook, vriende, nog 'n rede of dinge wat dikwels met depressie geassosieer word, 'n innerlike fokus wat 'n mens se wêreld baie klein maak. Jy's heeltyd besig met me, myself and I. Jy kyk nie verder nie. Jy kyk nie na die breë prentjie nie. Jy sien nie dat God jou in hierdie bepaalde omstandighede, in hierdie bepaalde plek, met 'n bepaalde doel geplaas het nie. Jy's so besig met jouself en hoop heeltyd dat jou omstandighede verander, dat jy nie sien dat God eintlik jou geplaas het op 'n bepaalde plek om sy naam te verheerlik en eer te bring op sy naam nie. Nog 'n ding, vriende, wat dan ook depressie teweeg kan bring is moegheid. Mense wat oorwerk is. Mense wat deur geweldige besige programme van hulle energie gestroop word en hulle het net nie meer krag om aan te gaan nie. Dit is verseker so as ons dink aan die geweldige hoogtepunt van Elia se bediening. Ek dink dit het hom emosioneel gedreineer, dit het hom geestelik gedreineer en in moegheid sê die Bybel vir ons het aan die slaap geraak. En die Here het die engel gestuur om vir hom voedsel te gee. En hy het geëet en hy het weer gaan slaap en hy het geëet en hy het weer gaan slaap en dis baie keer nodig om te besef dat my moegheid my depressief maak, my moedeloos maak. Dis nie dat ek siek is nie, ek is moeg. En daarom is dit belangrik, vriende, om ook 'n goeie beplanning te hê van jou dag en jou week. Daar is omstandighede wat dit baie keer kan verander, maar belangrik om te sien dat moegheid ook 'n bydraende faktor kan hê in my depressie. Dan verwaarlosing van lewensverantwoordelikhede. Vriende, dikwels verwaarloos ons belangrike dinge wat gedoen moet word. As ons lewensverantwoordelikhede verwaarloos, dan gebeur dit dat ons moedeloos en depressief raak. Ag, daar is 'n baie besondere vrou wat 'n boek geskryf het, Elise Elliot, wat gesê het, na 'n man se dood en sy in hierdie moedeloosheid begin verval het sy vir die Here gevra, Here, help my net om die volgende regte ding te doen. As dit is om in die môre my bed op te maak, dat ek dit sal doen. Al voel ek nie lus om dit te doen nie, al voel ek wil net bly lê. As ek my hare moet gaan kam, help my om dit te kan doen. Help my om my tande te gaan borsel. Help my om elke klein aktiwiteit af te handel en nie te verwaarloos omdat ek emosioneel gedreineer voel nie. En hierdie vrou is 'n getuie vandag vir miljoene ander vrouens deur haar lewe van toegewydheid aan die Here. Vriende, nog 'n ding wat ons depressief kan maak is onbelede sonde. Ag, ek hoor baie keer mense sê, my kind het 'n free spirit.
Dis hoekom hy doen wat hy doen en hy's gediagnoseer as bipolêr en wat 'n klomp leuns, watter 'n klomp boosheid wurg die wêreld in ons kele af en ons sluk dit maar net en ons eet dit op vir soetkoek. Sonde bring depressie, want sonde werk met jou gewete. Jy voel skuldig want jy staan skuldig voor God. Jy is skuldig. Jy het nie 'n pil nodig nie, jy het belydenis nodig, jy het vergifnis nodig, jy het die reinigingskrag van die bloed nodig. Daarom onbelede sonde laat mense wegsink, soveel so dat baie van hulle selfmoord pleeg. Onlangs 'n geval hanteer, vriende, meisietjie op 'n jong ouderdom haar lewe geneem, want hulle sink weg in hulle sonde. Hulle wil nie bely en hulle wil nie laat staan om barmhartigheid te vind nie. En dan die laaste een wat ek vanmôre gaan noem is 'n verkeerde siening van God. Die Here wil my hê ek moet swaar kry. Waarom wil die Here nie my omstandighede verander nie? Waarom het die Here al hierdie goed oor my lewe toegelaat? Ek verdien nie om kanker te hê nie. Ek verdien nie om met hierdie hartsituasie te sit nie. Ek verdien nie dit en ek verdien nie sis. En waarom is God so? En as God 'n liefdevolle God is, waarom gaan dit in die wêreld soos dit gaan? En waarom sink alles dan in ellende weg en stort alles in duie? En so gaan ons aan en ons begin God bevraagteken terwyl hy ons bron van hoop en van vreugde en vergifnis is. So hierdie vriende is kortliks die 13 dinge wat dikwels met die depressie geassosieer word. Miskien is daar een of meer dinge wat u kan saamstem en sê, luister, hierdie goed in my lewe is verseker so, daarom sit ek in die toestand waarin ek sit, mag die Here genade gee. Ons gaan bietjie binnekort kyk na wat is die oplossing? Want dit is waarby ons wil uitkom, by God se oplossing vir hierdie bepaalde probleme. Mag die Here genade gee, mag hy vir ons wysheid gee, en vriende, baie groete, seën vir u mooi dag verder.